Vanoggend lees ek uit die ou vertaling uit, spesiaal omdat ons fokus op die kinders vandag, want alles wat ons doen is gebou op hierdie vertaling in die Afrikaanse kerk. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. In hoofstuk 5 tot 7 van die bergpredikasie, in die middel van die bergpredikasie, praat die Here met mense wat bekommerd is oor hulle lewens, bekommerd is oor oorlewing, en dan sê hy vir hulle, nee, julle prioriteite moet reg wees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en toe sê hy vir hulle, dan sal al hierdie ander dinge vir julle bygevoeg word. Nou, hierdie dinge wat bygevoeg word, is alles wat ons het in ons lewens. Nou ek, Jason, ons kan hom oorsit daar, ek sien hy nie nou werk nie. So, die eerste prioriteit is God se koninkryk. Dit is Jesus. Dit is sy koninkryk. Nou, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat hierdie aardse lewe waarin ons nou leef, is net tydelik. Hierdie aardse lewe gaan verby, en dat ons eintlike huis, ons eintlike blyplek, is nie hierson nie. Ons eintlike blyplek is by God in die hemel. Maar nou sê die Here, terwyl ons hier op aarde is, moet ons so lank leef vir daai koninkryk, dat ons sê, Here, U het my gesit hier op aarde met 'n spesifieke doel, U het 'n spesifieke plan met my lewe, U gee my 'n roeping om 'n spesifieke werk te doen, en terwyl ek dit doen, gaan ek die koninkryk uitdra. Maar nie net dit nie, Here, ek gaan ook inskakel by 'n gemeente, en daar gaan ek my beste gee, want Here, U is my eerste prioriteit. As ek dink aan Openbaring en die klag wat daar kom, wat sê, julle het julle eerste liefde verlaat. Dis miskien 'n mooi manier om dit te sê, dat Jesus, U is my eerste liefde. Jesus, U is my prioriteit. En ek sal vir U lewe. Nou die dag toe sien ek eintlik op die bazaar, daai armbandjie wat die jong mense dra, ek en Gerard ook gesels daaroor, dan is daar G, dan is daar groter, wat wys na die G toe, en dan is daar berg, en dan is daar dal, en dit beteken, Jesus, God, U is groter as die hoogste hoogte op hierdie aarde, maar U is ook groot as die laagste laagte, waardeur ek kan gaan. Maar Jesus maak prioriteite baie prakties, en dan sê hy, soek eerste God se koninkryk en sy geregtigheid, en wat dit beteken, is, as ek sê maar, Duitsland toe gaan, om daar te gaan kuier, dan kom ek in 'n ander koninkryk, met ander reëls en ander wette, want die Duitsers ry aan die ander kant van die pad. So ek gaan nie in Duitsland kom en aan dieselfde kant van die pad ry as hier nie, want dan gaan ek reguit in mense vasry. Daar sekere paaie daar wat mens moet jou spoed beperk, en dan sal ander paaie daar wat mens kan ry so vinnig soos jy wil. Ek kan nie net daar gaan en op al die paaie jaag soos ek wil nie. Hulle is gestel daarop dat ek nie net 'n papier kan vat en 'n straat neergooi nie. Jy kry 'n boete daarvoor. So as ek gaan kuier en in 'n ander koninkryk, in 'n ander land, dan eerbiedig ek die reëls, die wette van daai land. En dit is wat Jesus hier bedoel. Hy sê, my koninkryk het 'n sekere manier
hoe ek wil hê julle moet lewe. Nou in die 83 vertaling staan daar, die ou vertaling staan daar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. In die nuwe vertaling staan daar, soek die koninkryk van God, of streef na die koninkryk van God en sy wil. En dit beteken, dat as ek sê, Jesus, U is die eerste prioriteit in my lewe, ek maak U die eerste prioriteit in my lewe, dan sal dit duidelik wys uit my optrede. Want die wil van God word geopenbaar in sy woord, en daarom sal ons plek maak vir die woord, om die woord te lees, maar nie net om die woord te lees nie, maar ook om die woord te gehoorsaam, om die Heilige Gees se krag te vra, dat hy ons krag gee en hy ons lei, om te doen wat ons lees in die woord. En daarom is dit so belangrik, dat ons in hierdie koninkryk wat ons lewe van die Here, ons lewens sal neerlê voor Jesus. Lukas 9 vers, ek dink 37 staan, nee, is dit, of 23, Lukas 9:23 staan, as jy agter my wil aankom, moet jy jou self verloon, jou kruis elke dag opneem, en my volg. So dit is 'n daaglikse toewyding, 'n daaglikse onderwerping. Here, ek is nou in U koninkryk, ek behoort aan U, U regeer in my lewe, en my dade sal dit wys, en hier en daar, waar my dade dit nie wys nie, sê ek vir die Here, Here, ek is jammer, ek bely my sondes, en ek bekeer my, ek keer my terug na U toe. Here, en help my dat ek sal groei in navolging van U woord, dat ek sal groei daarin om U geregtigheid te doen. So die geregtigheid van God is om sy wil te doen, dis om te doen wat in die woord staan, dis om die reëls van sy koninkryk te gehoorsaam, en ons kry daai reëls in die woord van God. En hy sê, dan sal hy vir alle ander dinge sorg in ons lewens. Die Here sal sorg vir alles in ons lewens. Die Here is getrou, die Here voorsien vir ons, baie keer vat 'n deurbraak langer, baie keer korter, maar wanneer ons vertrou op die Here plaas, dan sal ons sien, hy is getrou, en die Here bly getrou. Ek het net op my hart, om net vir elkeen te bid hier vanoggend, vir die sorg van die Here. Kom ons sit net so, dan word ons stil. Here Jesus, dis op my hart, om te bid vir elke behoefte, elke nood, wat ons mense het vandag. Here, ons weet hierdie tyd waarin ons leef, die lewe wat ons leef, stel groot uitdagings. Here, ons weet daar's drukte, ons weet daar's bekommernisse. Dankie Here, dat ons net aan U kan oorgee vanoggend. Here, ek bid vanoggend, dat elkeen van ons die getrouheid sal ervaar, U sorg sal ervaar, U voorsiening sal ervaar, U deurbrake sal ervaar. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil hierdie boodskap afsluit met 'n toepassing, en ek vertrou die Heilige Gees gaan elkeen van ons om God eerste prioriteit in ons lewens te maak. Dit is eintlik verkeerd gesê, om God die prioriteit in ons lewens te maak. Ek vertrou die Heilige Gees gaan vir elkeen spesifiek werk, en lei wat elkeen van ons moet doen. Maar ek wil graag hierdie boodskap vanoggend toepas op ouers wat nog klein kinders het. En ek wil dit toepas deur te begin in 2004. In die jaar 2004 het ek gesit in 'n baie groot kerkvergadering, en daar was 'n verslag gewees. En die verslag was
uitgebreide navorsing wat gedoen is in Suid-Afrika. Een van die grootste navorsingsprojekte nog ooit in die kerk in Suid-Afrika. En wat hulle gekyk het is, wie raak los van die kerk? So hulle het mense gaan opsoek wat groot geword het in die kerk, in deel van die liggaam van Christus, en nou net by die huise sit of ander goed doen Sondag. En daai navorsing vind toe, dat meer as 8 uit 10 mense wat losraak van die kerk, raak los van die kerk wanneer hulle begin werk. So dis op 2 groepe. Dis of wanneer hulle klaar is met skool en begin werk, of as hulle gestudeer het, dan kan daar nog 'n groep wees wat hulle by die kerk hou, maar as hulle klaar gestudeer het en hulle begin werk. Maar nie 8 uit 10 nie, meer as 8 uit 10. Die hartseer hiervan is dat baie mense wat losraak van die kerk, hulle geloof verloor. Iemand het een keer vertel van wat gebeur as jy lekker om die kampvuur staan en daai stompe harde kool brand so lekker en jy vat een stomp en jy haal hom uit en jy gaan sit om een kant. Al die ander brand, maar daai een stomp wat een kant is, gaan dood. So wanneer ons geloof verloor, dan is dit iets wat met ons gebeur met ewigheidsgevolge. En daarom is dit so belangrik dat ons as ouers die prioriteite in ons kinders vestig. Een van die predikers het gesê, baie bekende prediker, the local church is the light of the world. Jesus is die lig vir die wêreld, maar Jesus sê die kerk is die lig vir die wêreld, want hy sê dan kan 'n lamp wat onder 'n maatemmer is, kan nie weggesteek word. So ons moet ons kinders leer om deel te wees van 'n plaaslike gemeente. En dit is waar prioriteite inkom. Want sê nou maar, ons leer ons kind die gemeente staan 5de, kry 5de prioriteit. Dan wanneer daai kind klaar is met skool, dan is hulle opgevoed. Alle ander goed het bo die Here prioriteit gekry. Want onthou, ons kom nie net Sondag die erediens bywoon vir dit wat ek ontvang nie. Ons kom ook om te gee. Dis hoekom die belangrikste deel van ons diens is dit wat na die tyd gebeur. Die gemeenskap van die gelowiges, hier waar ons vir mense bid. Maar as ons kinders leer, gee vir die Here die 5de prioriteit. Dan begin daai kind werk en hy het nou 'n harde werksweek gehad. Dan is hy moeg. Dan sê hy, nee, maar ek is opgevoed, die gemeente kry 5de prioriteit. So, ek gee diens af vandag. En as mens eers daar is, dan is dit net so maklik om 'n volgende keer te kry. Of mens sê, daar's vriende wat ons nooi vir iets lekkers. So nou gaan ons en ons sê, nee, ek gaan die diens afgee, want ek gaan eerder iets anders doen. Maar dan moet ons so pas op om ons kinders nie op te voed, maar die kerk kry 5de of 6de of 8ste prioriteit. En eendag is daar ewigheidsprys om te betaal. Eendag mis iemand die ewigheid, want dalk moes daai kind net op 'n diens wees waar hulle woord vir iemand gee nie. En ek roep myself op, en van 2004 wat ek hierdie skokkende statistiek gehoor het, pla hierdie ding my. En dit wat ek vanoggend vir julle sê, het ons probeer self leef.
Ons het vir ons dogter gesê, Sondag gee ons vir die Here. En ons het haar nie eers afgegee in matriek rekord eksamen nie. Want my woord daarna was, daar soveel ure nog vanmiddag en vanaand, kan net soveel ure leer. Hierdie wat ek nou sê, is prakties beleef in die wêreld. Almal wat met toerisme te doen het, sal kan getuig wat ek sê is waar. Tydens die Eerste Wêreldoorlog, die Tweede Wêreldoorlog, was die ouers wat gelowige mense. Daai ouers het na die Tweede Wêreldoorlog, toe die oorlog verby is, toe's daar 'n gees van die lewe is kort, kom ons geniet die gees, en na die Tweede Wêreldoorlog het bywoning van eredienste Sondag dramaties geval. En wat gebeur is, die oupa en ouma het geglo in Jesus, die ma en pa het gesê, hulle het nie meer kerk bygewoon nie, maar hulle het sal nog sê, ja, ons glo seker. Maar die kinders is heeltemal ongelowig. Het julle al sulke mense van Europa af raak geloop in ons dorp? En dit kom terug na prioriteite toe. So ons moet vanoggend, waar ons vir ons nagmaal gebruik, net weer sê, Here, ek align myself net weer met U. Begin van 'n jaar. Ek kyk op na U, Here, ek maak my prioriteite reg. Ek sal U eerste prioriteit maak, en ek glo, julle stem met my saam, Matteus 6:33 sê vir ons, as ons wil Jesus dien, dan het ons nie 'n keuse nie. En eintlik sê die woord van ons is nie dat ons die Here eerste prioriteit moet maak nie, dis om verkeerd te praat. Om reg te praat is om te sê, Here, ek maak U die prioriteit. En dan moet ons dit vir ons kinders leer. Dan moet ons dit vir ons kinders wys in voorbeeld. En die prioriteite in ons lewens is maklik om te sien, want dit word gesien aan ons dade. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, dankie dat U elkeen van ons U prioriteit gemaak het toe U aan die kruis gehang het. Here, hierdie week van vas en gebed het my gehelp, Here, om net weer op te kyk na U en te sê, Here, ek maak U opnuut die prioriteit vir myself. Ek weet, Here, dit is nie maklik nie. Soveel goed wat ons aandag aftrek. Soveel uitdagings in die lewe wat ons leef. Here, as ons U prioriteit maak, die prioriteit in ons lewens, dan kan niks tussen ons en U staan nie. Daarom kom ons nou na U toe, Here, en bely ons sondes voor U. Here, ons vergewe vanoggend, spreek vry, seën. As jy nog nooit Jesus die koning van jou lewe gemaak het nie, bid saam met my vanoggend en sê, Jesus, ek bely al my sondes. Ek bely my sonde, want ek weet, Jesus, sonder U is ek verlore. Is ek bestem vir 'n ewige hel.
Daarom neem ek U aan, Here Jesus, as my redder, as my Here. Jesus, ek maak U my prioriteit. Ek sal lewe vir U, Here. Here, mag hierdie belydenis van my mond sigbaar word in my dade, mag dit sigbaar word in my optrede. Ek wil vir elkeen kans gee vir 'n stil gebed, net waar jy voor die Here is. En vat hierdie woord en sê, Here, ek bring Matteus 6:33 voor U. Ek soek eers U koninkryk, eers U geregtigheid, U wil. Dankie dat alles anders, al die ander dinge dan vir my gegee sal word. Kom ons praat met die Here. Maak jy hart oop voor die Here Jesus. Gerard, ek wil vra of jy en Annelie en Ryan en Veronica kan vorentoe kom en daai tweede lied wat julle gesing het, Veronica, wat jy begin het. Kom ons sing daai lied en soos hulle hierdie lied sing, kom ons kom vorentoe en kom gebruik nagmaal. Ons gemeente sluit ons kinders in by die nagmaal want ons sien dis die vervulling van die Paasfees en die Paasfees was van die begin af 'n gesinsfees. So julle kan julle kindertjies kry en saam met die kinders die nagmaal gebruik en vir al die kindertjies wat al vir Jesus kan jammer sê. En dan wil ek vra dat die paas van elke huis die teken sal vat en sê hierdie broodjie laat ons dink aan die liggaam van Jesus, hierdie druiwes op sy bloed en hy het aan die kruis gesterf sodat ons God se kinders kan wees. Kom ons gebruik dit en ons sê dankie vir God dat ons sy kinders kan wees en soos ons dit doen, maak ons hom eerste in ons lewens. So as jy gereed is, kom vorentoe as gesinne, as vriendegroepe, as jy enkelloper is, gebruik saam met 'n vriend nagmaal en dan gebruik ons saam die nagmaal. Kom ons staan asseblief. Geen meer terughou nie, ek loop nou saam met U.
ons vir die Here dankie sê. As jy die belangrikste deel van ons diens kom nou, dis die saamkuier, die gemeenskap van die gelowiges. As jy vergeet het om 'n vleisie te bring, is dit baie ekstra. So bly en kuier saam, kom geniet dit saam en net 'n woord sê, almal wat gehelp het om dit reg te kry en sê net vir julle baie dankie, waardeer dit vreeslik baie. Maar ons gaan ook nou bid vir almal wat gebed nodig het. Daar's nie 'n gebed te groot of te klein vir ons om die Here saam met julle voor te vertrou nie. Kom ons staan op. Ek seën julle vanoggend met die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13 waar staan: mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.